Wat is die hiernamaals? En hoe pas die hiernamaals en die dood by mekaar? Die eerste vraag wat mense baie keer vra is, nou waar is die hemel of waar is die hel? Ons weet nie waar is die hemel of die hel nie, maar dit maak nie dat dit nie bestaan nie. Die hemel is waar God is. En die hel is 'n plek wat hy voorberei waar hy almal gaan plaas wat hom nie as God geëer en gedien het nie, die engele sowel as die mense. En vir die ongelowiges is dit 'n verskriklike verskrikking om hierdie ding te weet. Vir die gelowiges is dit 'n troos. Want al weet ons nie waar is die hemel nie, ons weet dat God sê hy beskik wel vir ons 'n koninkryk waar hy en ons ewig teenwoordig is in die hiernamaals. Ons net onthou, 'n mens kan nie nou maar in hierdie lewe net lewe soos jy wil, en die oomblik van jou dood, of anderkant jou dood, nou sien jy, maar daar was toe al die tyd 'n hemel en 'n hel, al het ek dit nie geglo, nou wil ek iets daaraan doen nie, jy kan nie. In hierdie lewe moet jy die Here aanbid en moet jy tot bekering kom, of jy gaan in totaal verlore. Die Here openbaar dit in Lukas 16 van vers 21 af. Daar's 'n gelykenis of 'n stuk geskiedenis wat die Here dan vertel van 'n arm bedelaar met die naam van Lazarus wat sterf en hy's dadelik by God. Die mense lewe nog op aarde. En dan gaan die gelykenis verder, dan vertel hy, en toe die ryk man sterwe, toe maak hy sy oë in die hel oop. En dis nie by die wederkoms of in die hiernamaals nie, want hy soek wat Abraham, hy sê, kyk wat maak my broers. Stuur asseblief vir Lazarus terug, dat hy met hulle kan gaan praat, want hulle gaan ook in hierdie plek kom. Uit daardie gelykenis leer ons, dat daar geen bekering na die dood moontlik is nie. Nou wat is die dood? Die normale ou sal vir jou sê, jy gaan dood wanneer jy natuurlikerwys nie verder kan lewe nie, jou hart gaan staan of wat ook al. Ons sê die dood is ten diepste 'n baie diep misterie. En 'n mens kan nie die dood verklaar sonder die Bybel in die hand nie. Ons sterf wanneer God ons lewe beëindig. Jy sterf nie net sommer wanneer jou liggaam nie kan verder gaan nie. En om dood te gaan beteken die Here neem jou na 'n ander bestemming toe. Ons is hier op die aarde met 'n roeping en hier's goed wat ons moet doen en ons moet die Here loof en prys. En die oomblik as my werksopdrag hier voltooi is, of my roeping, dan neem die Here my weg na sy koninkryk toe. Dan moet ek onmiddellik daar gaan verder werk. Die Here noem dit, hy bestem ons. Luister 'n bietjie na Hebreërs 9 vers 27 en 28. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn, aan die wat hom verwag tot saligheid. Let nou op, hierdie aangehaalde verse uit Hebreërs 9, rond die vonnis van die eindoordeel af deur aan te kondig, dat al die gelowiges in die Here Jesus Christus vryspraak verkry. Dit is interessant, dat ons weet, nadat die Here Adam gemaak het, was hy leweloos, en toe het God die asem van lewe in hom ingeblaas. Hy is die enigste een in die hele skepping wat op hierdie manier sy lewe by God kry. En nou sê Maleagi 2 vers 15, dat die Here baie gees oorgehad het. Hy kon nog klomp mense gemaak het as hy wou, maar hy wou nie. Hy wou hierdie een man en sy vrou maak, sodat hulle vir die Here 'n geslag van uitverkorenes kon opbou, wat in die hiernamaals by God sou wees. Kom ons kyk nou in die volgende praatjie na hoe 'n mens saamgestel is en wat met ons gebeur
wanneer ons nou sterf.